hartlike hallo en 'n hartlike warm welkom. Dit is tyd vir Ritme Digitaal en so groot voorreg om hierdie vir jou te kan doen en hierdie vir jou te kan bring. Dit is altyd my verskriklik lekker om terugvoer te kry, of dit nou daar uit die Vrystaat is en of dit nou uit die Weskaap is en of dit nou, hoor mooi, uit Japan is en of dit nou uit Londen is of waar ook al. Jy is verskriklik welkom waar jy ook al kyk. Ek wil net weer vir ons Pretoriaaners sê, asseblief, ons wil julle graag in persoon sien by King Price daar in die Menlyn Myn omgewing. Die terugvoer wat ons kry is lekker, want dit is 'n familie, dit is 'n digitale familie, dis daar by King Price 'n in-persoon familie met baie lekker koffie. Dis heerlik, alles rondom die woord. Dit is waaroor dit gaan, die woord sentraal, Jesus sentraal. En ook nou weer in hierdie geval, die woord vanaand aktueel, onverdund. Die evangelie van Jesus Christus, die kruis, die oopgraf, mag jy dit regtig waardevol vind. Mag jy regtig vind dat dit jou lewe diep aanraak. So geniet vanaand baie. Baie welkom, my naam is Stefan Joubert en ek het die voorreg om saam met jou te reis. Met die tema, kyk God raak. Kyk God raak in hierdie wêreld wat God blaatant en doelbewus miskyk. Kom ons bid saam. Dankie Here dat ons vir U kan vra om vir ons oop oë te gee en 'n sagte hart. Maak ons oë oop om U orals, maar veral hier by ons raak te sien. Maak ons oë oop en ons harte sag om U woord te hoor en te gaan doen. Ons bid dit in die kragtige naam van Jesus die Here. Amen. Toe preek hy vir die dooies. Verhaal wat ek 'n klompie jare gelede gelees het van 'n Skotse predikant, wat in 'n ou gemeentetjie was, wat soos wat die mense gesterf het sy gemeente lidmaat vir lidmaat gekrimp. En daar het niemand meer bygekom nie. En toe kom afgevaardigdes van die synode wat nog sy gemeente geldelik gedra het, hom op 'n dag sien en sê dat as dinge nie drasties verander nie, dan sal die gemeente gesluit moet word. En toe op 'n middag stap die dominee so deur die begrafplaas langs sy kerk, en hy onthou al die lidmate wat hy deur die jare begrawe het, wat so getrou was. En hy onthou die een man gesê het, ek sal in die gees altyd by julle wees, en 'n dame wat vertel het, dat dit haar kerk was. En toe besluit hy nou maar om soos wat hy deur die begrafplaas loop, terug te gaan kerk toe en elkeen van hulle se name weer in sy lidmaatregister aan te teken. En toe preek hy maar vir die dooies Sondag. En op 'n dag toe die synode amptenaar weer daar kom en toe sien hulle, maar werklik, hierdie gemeentetjie het weer lewe gekry, want al hierdie nuwe name is op die register. Maar eintlik was dit maar net vir die dooies. Die statistieke is maar 'n bietjie verdoemend, dat die formele kerke wêreldwyd onder groot druk is. En studie op studie en gemeente op gemeente en synode op synode waarsku dat dinge maar sleg gaan. En soos wat dit nou maar gaan, het dit lyk vir my vir ons makliker geword om die seisoene en die moeilikheidtye raak te lees as om die koninkryk van God raak te lees. Dit was daar in Matteus 16 dat Jesus juis 'n ernstige waarskuwing gehad het oor ons almal wat sulke tekenlesers, sulke seisoenraaklesers is, maar nie die tyd wat hy gebring het reg kan lees nie. Dis hy wat vir die mense gesê het, julle weet so goed as die lug rooi is en as die wind so waai, dat môre dit of dat gaan gebeur. Ek gaan verskoon tog as jy vliegtye hoor, ek bly onder die vliegtye hier in Kenton Park, en ek gaan maar so deur. En hy sê, julle is so goed om al hierdie seisoene rondom julle raak te lees. Maar weet julle nie dat julle op koninkrykstyd is nie? Kan julle nie my tyd lees en dit proklameer en dit bekend maak en daarbinne leef nie? Het julle nie julle oorlosies vervang met my tyd nie? Het julle nie julle lewens ingerig volgens my tyd nie? Daarmee gaan ons hierdie dag in, dat ons lewens moet koördineer met die Here se. Ja, God is dieselfde. God is altyd dieselfde. God verander nie.
Jesus sê baie duidelik in Hebreërs 13 vers 8 dat hy gister en vandag en tot in ewigheid is wie hy is. Hy is altyd getrou in homself. Dis ons wat verander. Maar hoe op dese aarde is dit moontlik dat ons, lyk vir my ook maar so, saam met die wêreld verander en verleer om God raak te sien en om God lewend en kragtig in hierdie wêreld te verkondig. Ek meen, die gees van Pinkster wat oor ons uitgegiet is dieselfde gees wat 2000 jaar die wêreld kop onderste bo gedraai het. Paulus bid juis vir die Efesiërs, dat God hulle oë sal oopmaak om te weet, dieselfde krag wat Jesus uit die dood opgewek het, is aan ons in die werk. Daar in Efesiërs 1 en in Efesiërs 3 bid hy vir nuwe oë wat op ons harte is, wat ons hart sal laat oopgaan, om God raak te sien. En met hierdie bede sluit ons vandag by die boek Habakuk aan. Ek het al 'n paar keer uit Habakuk gepreek. Ek hou nie boek van my preke nie, bedoelend ek skryf dit nie neer nie, maar ek weet Habakuk het my so aangegryp. Dis die boek wat die meeste per boek in die Bybel oor gebed handel, dat dit my lewe verander het. Ek onthou ek het een keer 'n boek oor gebed geskryf wat nou uitdruk is. Ek dink hy lê nog hier rondom my iewers. Gebede wat God altyd beantwoord. Want ek het by Habakuk geleer bid. Hy is nie die profeterende profeet nie, hy is die biddende profeet van die Ou Testament. Maar in hierdie 3 hoofstukke, veral in die eerste 2 hoofstukke, is sy gebede nie goed nie. Inteendeel, dit is kwaai. Habakuk worstel met die vraag wat baie mense mee worstel, wat jy so in 3 woorde kan saamvat: waar is God? Ek lees 'n studie wat ek dink die New York Times, die Amerikaanse koerant, 'n paar jaar gelede gedoen het. Toe het hulle vir mense gevra, as daar een vraag is wat hulle vir God wil vra, wat sal dit wees? En almal het gesê, why? Almal het eintlik hierdie beskuldiging na God gehad, hierdie vinger, Here, hoekom? Want as dinge mos nou goed gaan, dan sit ons eie skuld, maar laat iets nou net sleg gaan, dan sit God se skuld. Al sê Jakobus openlik en eerlik in Jakobus 4, waar kom oorloë vandaan? Waar kom bekleierye? Waar kom moord? Waar kom al die slegte dinge vandaan? Kom dit nie van julle af nie? Julle bid en julle kry nie, want julle is selfsugtig. Julle is jaloers op ander, en dan wil julle hulle goed hê, en dan vermoor julle hulle, en dan wys mense die vinger na God. Is dit nie Jakobus wat in Jakobus 1 gesê het, alle goeie gawes, vers 17 en 18, kom van die Here af nie? Ek is jammer, in my skooldae het ons daardie verse eintlik maar net 'n lied by 'n ete gemaak. Alle goeie gawes dal van die hemel neer. Ja, ons kan dit daar ook sing, maar ons het die teologie daarvan vergeet. Alle slegte dinge, sê Jakobus, kom van ons, wat agter ons begeertes aangesleep en meegesleer word. Maar Habakuk, wanneer hy skrywe hier rondom seker die jare 598 voor Christus, daar rond, hy is 'n tydgenoot van die reuse Jeremia, dan en Nahum, dan is die Babiloniërs op pad, die ouens wat 'n paar jaar later rondom 587, 86 Jerusalem gelyk gemaak het, terwyl Jeremia ook in die stad was. En dan Habakuk noem hulle die Galdeërs. En terwyl die Galdeërs op pad is daar wanorde. Dit klink so Suid-Afrika op steroïdes. En Habakuk se eerste vraag as 'n profeet, as hy bid, Here, waar is U? Het U verander? Dis die vraag wat Asaf vra in Psalm 77, Here, het U verander? Ek lê in die nagte wakker oor U, skryf Asaf. Nie oor my belasting nie, nie oor al die boewe en skurke in die strate nie. Ek lê oor U wakker, net dalk het U verander. Here, hoe lank moet ek roep om hulp? Habakuk 1:2, voordat U hoor. Here, is U nou doof of wat? Moet ek bly kla oor geweld voordat U red? Waarom laat U my al die onreg sien, soos ons op Facebook, op sosiale media, op die televisie? Waarom kyk U ook, as daar soveel geweld is? Oral rondom my is daar onderdrukking en geweld. Daar word getwis en gebaklei. Die wet, dis nou eintlik die wet van God, het geen krag meer nie. Slegte mense het die oorhand oor die goeies. En so word die reg verkrag. Ja, almal sê die wiel sal draai, maar hy draai geniks. Almal sê elke hond kry sy dag, maar die honde blaf. Almal sê
God slaap nie, maar dit lyk so. Here, waar's U? En toe antwoord die Here, vers 5. Nou, ek het nie kerk groot geword dat as die Here antwoord, dan kan jy maar die Engelse woord sê, problem solved. Want ek hoor so baie as mense altyd sê, jy weet ek het gebid en toe het ek 'n antwoord gekry. En 'n antwoord beteken altyd 'n oplossing, 'n deurbraak. Happy days are here again, want die Here het nou geantwoord. Nee, nie wanneer God vir Habakuk antwoord nie. Dan sit soos Murphy's Law, nothing is so bad that it can't get worse. Habakuk, vers 5. Ek gaan iets doen wat jou verstom gaan laat staan. Ek gaan die Galdeërs laat kom, vers 6. 'n wrede, woeste nasie. Hulle verower lande wat nie hulle sin is nie. Hulle is oorlogsugtig, hulle pleeg moord, hulle spot. Habakuk, moeilikheid, kom. Wees moet baie keer versigtig wees as jy bid. Ek sê so baie, ek het so baie te doen met sogenaamde mense wat by die Here iets gehoor het. Nou eendag het iemand ook weer vir my gesê, hulle het by die Here gehoor. Toe sê ek, dit klink vir my verbasend baie, soos wat jy nog altyd wou gehoor het, wat daai persoon vir jou gesê het. Die profete van die Ou Testament hoor dikwels hoe God teen die grein inpraat. Jeremia moes sy gees moet self eers buig voordat hy hierdie woord kan dra. God stem nie altyd met ons saam nie, inteendeel. So, wees versigtig. Julle wat so graag net eintlik bid sodat dit beter kan gaan. Meeste mense wat God aanroep in nood wil eintlik net hê God moet die nood wegvat, ek incluis, laat ek maar eerlik wees. Maar dis min mense wat in nood aanhou aan God glo, al verander niks, soos wat Habakuk uiteindelik reg kry, want dit is wat ons moet leer in hierdie tyd. Ons moet leer om God op God se terme te ontmoet. Dis die doel van ons woord vandag. En dan kla Habakuk weer, hy bid sy tweede gebed na God se antwoord. Vers 12 van Habakuk 1. U is tog van altyd af daar, Here. U is my heilige God, ons sal nie sterf nie, tot nou toe mooi. Maar dan trek hy weer los. U, Here, het die Galdeërs aangestel om die vonnis te voltrek. U, ons rots, het hulle die mag gegee om ons te straf. U oë is te rein om te kyk terwyl daar verkeerd gedoen word. U kan tog nie sien dat daar ellende is en niks doen nie. Waarom doen u dan niks aan die trouelose mense nie? Waarom bly u stil wanneer slegte mense die vernietig wat beter is as hulle? Hoe kan die mense behandel asof hulle visse is, asof hulle kruipende insekte sonder 'n leier is? Here, hoe kan U toelaat dat ons land brand? Ons is 'n godvreesende volk. Here, hoe kan U toelaat dat die kriminele en die korruptes en die hijackers en die plaasafbranders doen wat hulle doen? Hoe kan U daar in Rusland toelaat dat dit aangaan? Hoe kan U Natal moet nog 'n sikloon tref of 'n tornado en kyk hoe lyk dit? Here, waar is U? Habakuk is kwaad vir God. Sy tweede gebed in Habakuk 1. Soos wat ek gesê het een keer toe ek dit saamgevat het by 'n Engelse kerk. Habakuk, eintlik die opskrif oor Habakuk 1. God is nowhere. Here, waar is U? Ek ken baie mense wat dit sê. Iemand het nou die dag vir my gesê, Stefan, jy is 'n idealis, ek is 'n realis. Jy glo, ek sien dit help nie. Sê ek maar, jy's 'n verbruiker. Want jy dink, God is in jou diens, hy's net 'n verskaffer van religieuse dienste. Jy daag op by sy winkel en dan sê, ek wil daai produk hê, en as jy dit nie gee nie, dan loop jy uit en jy gaan aan. Ek dien die lewende God met my lewe. Hy's my herder in groen weivelde en in 'n diep donker dal. Maar jy soek net groen weivelde, jy soek 'n afgod, jy soek 'n God wat op jou vingerklap moet help. Hoofstuk 2 van Habakuk. Habakuk doen iets. Habakuk 2 is 'n beslissende hoofstuk. Dit het my lewe verander. Teen Habakuk 1 is ek uit asem. Ek wil ook saam met Habakuk sê, my Here, waar is U in 'n 2022 plus wêreld wat brand en uitmekaar val van COVID en oorlog en korrupsie en anargie? Here, waar is U? Maar dan doen Habakuk 'n merkwaardige ding, Habakuk 2 vers 1 tot 4. So merkwaardig dat Paulus vers 4 opgetel het, dat dit die hartklop van sy teologie geword het. Habakuk sê, ek wil op my uitkyktoring gaan staan, ek wil my plek op die vestingmuur gaan inneem, ek wil wag om te verneem wat die Here sê. En wag
is daar krag, sê ek vir myself, en wag op die Here. God het nie verander nie, ons verander. Ons word hard, ons word stukkie vir stukkie hard. Ons is nie hardgebore nie. Ons is nie verbitterd aan mekaar gesit nie. Maar dis die lewe wat so stukkie vir stukkie, dis Suid-Afrika wat so stukkie vir stukkie vir ons sklerokardia gee, laat ek verduidelik, dis die Griekse woord, verharde hart. Jesus sê vir daai klomp fariseërs, julle ly aan sklerose van die hart in Markus 10. Julle harte het hard geword, nou hoor julle nie meer vir God nie. En dit gebeur maar so stukkie vir stukkie met jou en my ook. En daarom sal jy moet leer om te wag, totdat God praat, op sy tyd en sy terme. Wag is nie wag op diens nie, dis wag op God, wanneer dit oor God gaan. Hoor weer, wag is nie wag op diens nie. Baie ouens wag op diens en hulle is haastig. Here, jy moet dit gister gedoen het. Ek onthou hoe iemand 'n ruk gelede vir my vertel, hulle het na 'n oorseese prediker geluister, wat in sy gebed vir die Here gesê het, Here, ons het nie baie tyd nie, u weet, die kinders skryf eksamen, u beter nou vinnig antwoord. Net so. Habakuk en Kie, stop dit, wag op die Here. Psalm 130 en 131, wag op die Here. Jy wag in die troonsaal van God op God. Wag totdat jy God se hart verstaan. Die onveranderlike God wat nog altyd is wie hy is. God is nie minder wie hy is, omdat dit meer sleg gaan in jou lewe nie. Hoor weer, God is nie minder wie God is, omdat jy meer moeilikheid het nie. Moenie jou omstandighede gebruik om te bepaal wie's God nie. Gebruik die woord om te hoor wie's God in onstuimige tyd. En dan, terwyl Habakuk op die Here wag, dan sê die Here vir hom, Habakuk, skryf op. Nou kan ek met jou praat. Nou het ek jou aandag. Nou is jy nie meer 'n angry young man of 'n grumpy old man nie, want dis wat ek altyd vir die jong mense sê, oppas, angry young men soon turn into grumpy old men. Nou het hy God se aandag, nou kan God op God se terme met Habakuk praat. Habakuk skryf op, en dan die groot Habakuk 2 vers 4, soos wat Paulus dit weergee, die gelowige, die regverdige sal deur die geloof lewe. Habakuk, dis my boodskap. Habakuk, jy bekommer jou oor alles wat verkeerd is. Ek is bekommerd oor jou lewe. Leef jy net moreel reg? Wees jy iemand wat wag op my? Leef jy in die geloof? En jy sal lewe. Habakuk, in die woorde van Psalm 37, moet jou nie kwel oor skelms en skurke nie. Ek sal op my tyd met hulle afreken. En dan vertel die Here vanaf vers 5, ek gaan dit nou nie lees nie tot 19, hoe hy op sy tyd 5 keer met mense sal afreken. Die 83 vertaling lei dit elke keer in met ellende. Ellende wag vir hom wat sy familie ingedoen het, vers 9. Ellende wag vir hom, vers 12, wat 'n stad bou op moord. Vers 15, ellende wag vir hom wat ander dronk maak en seksueel immoreel met hulle lewe. Ellende wag vir hulle wat vir 'n stuk hout, vers 19 sê, word wakker en afgode aanbid. Habakuk, as jy dink, ek het verander, ek het nie. As jy dink, ek slaap, omdat ek nie op jou terme en op jou voorwaardes ingryp nie, jy het nie 'n idee wie God is nie. Habakuk, stop jou nonsens. Jy wat sê, God is nowhere, soos wat ek dit in Engels altyd vir myself sê, as ek by Habakuk 2 kom, God is now here. Doen jou 'n guns, gaan skryf op 'n stukkie papier, God is nowhere, skryf dit aan mekaar, sonder 'n breuk tussen die woorde. Dan gaan jy agterkom, God is nowhere en God is now here, is presies dieselfde. Dan net aan waar breek jy die letters. God is nêrens, God is nou hier, God is now here. Hy is nog altyd hier. Habakuk, jy moet net wag. In wag is daar krag. In Suid-Afrika sê ons dit anderster, in wag is daar frustrasie. Ek sê altyd, as ek in 'n tou staan, ek het al so op 'n stadium, ek het nou opgehou met te doen met, dit is nie 'n goeie gebruik nie, maar ek het so in 'n tou gaan staan by die bank, of as ek my motor se lisensie moet hernuwe, of nou die dag toe ek 'n visum aansoek moes doen, want ek moet 'n bietjie in Holland weer 'n lesing of 'n ding gaan doen, 'n akademiese ding, dan vat dit so 5 minute, dan raak die mense warm in daai ry. Nie omdat die ligreëling af is nie, maar hulle raak net warm. En dan verander hulle nuwe mense, nie in 'n Bybelse sin nie. En dan sit die regering se skuld en waar gaan alles heen?
Ek waag nou die dag om vir iemand te sê, daar in Holland, waar ek so 'n maand, 'n jaar gebly het, waar ek by universiteit was tot 'n paar jaar terug, het ek langer gewag, maar dan word die oom eers warm onder die kiewe, nou gaan dan Holland toe. Maar in elk geval, vir meeste mense is daar 'n wagfrustrasie, want ons wag op diens wat nie meer is nie. Maar by God wag jy op God. God is die antwoord. Nie wat God doen nie, God is die antwoord. Want niks verander nie. Israel val uiteindelik, maar Habakuk kry krag. In wag is daar krag. En dan ontdek hy die grootste tekste van die Ou Testament, wat die minste gelees en geglo word, of aangehaal word. Habakuk 2 vers 20. Die Here is in sy heilige tempel. Dis wie God is. Almal op aarde moet in sy teenwoordigheid stil wees. In wag ontmoet jy God. Die Here is in sy tempel, Habakuk. Het jy gedink hy het getrek, geïmmigreer, sy lus vir die wêreld verloor, verander, afgetree? Habakuk, God is in sy tempel. Wees stil. Sst. Laat jou woorde min wees, Prediker 4 vers 17 tot 5 vers 2. Wees versigtig as jy op die Here se terrein is. Hy is in die hemel en jy is op aarde. Oppas, Habakuk. Moenie met God praatjies praat nie. En dan kom daar bedaring. Waar is God? Is God nêrens? Is hy soek? Het hy vergeet van ons? Het hy geïmmigreer iewers elders heen? Het hy vergeet om te onthou? Nee, jy het verander. Jou hart het hard geword. Jy het 'n wêreldse lens op jou oog gesit. Jy het geleer om 'n wêreldse kyk te hê. Stop dit, breek dit, kom tot bedaring. Kyk deur God se oë. In God is daar nuwe lewe. In wag is daar krag. Die Here is in sy heilige tempel. Almal moet stil wees. Kom tot bedaring, kom tot rus. Dis Psalm 131 waar die psalmskrywer dit uitroep, dat hy sê, soos 'n klein kindjie rus gevind het aan sy moeder se skoot, so het ek rus gevind by die Here. Ek maak nie meer my kop moeg oor dinge wat bo my vermoë is nie. Ek het rus gevind as jy wag op die Here. Wag in die voorportaal van die Here. Om te wag is om te bid. Wees net stil. Jy hoef nie net te vra nie. Moenie van elke gebed 'n versoekprogram maak. Hier's my 20 versoeke en dan hardloop jy weer nie. Sit net 'n bietjie, bedaar net 'n bietjie. Ek onthou ek het dit al vertel, die verhaal van wat ek een keer raak gelees het van 'n ryk man wat 2 seuns gehad het, en dan het as die 2 seuns vir hom kom kuier het, dan het die ryk man vir sy bediendes gesê, sy slawe gesê, as die oudste seun kom kuier en ek is besig, geef hom alles wat hy wil hê en nog meer en laat hom gaan. As my jongste seun kom kuier en ek is besig, geef hom niks wat hy wil hê nie, laat hy wag op my. En toe pas die rabbi wat hierdie verhaal vertel het dit toe op God. Toe sê hy, as jy alles by die Here kry wat jy van hom vra, moet jy een ding weet. Hy wil nie eintlik met jou praat nie, hy wil jou net weg hê. Maar as jy niks kry nie, is hy baie lief vir jou. Hy wil met jou kuier. Mooi nee. Dis God. Hy wil met jou kuier. Wag, Habakuk. Wees kalm, ek is wie ek is. Wag op my. En dan hoofstuk 3, die groot hoofstuk 3. Habakuk bid weer. Dis die 3de hoofstuk wat in hy bid. 'n Gebed van die profeet Habakuk. Dan sê die vertaling op die wysie van 'n klaaglied. Een van my Ou Testament kollegas het gesê, dis 'n bietjie moeilik, dis nie noodwendig 'n klaaglied nie, want wat hy in elk geval hier bid, klink ook nie soos 'n klagtes nie. Habakuk begin, hy sê, Here, nou is ek met ontzag vervul. Dis nie meer die vingerswaaiende, demanding, opstandige Habakuk nie, dit is Habakuk wat weet, God is hier. Hy hoor net, God kom van die Teeman af, vers 3. Die Heilige kom van die Paranberg af. Die hemelruim is vol van sy majesteit. Wat het hy in hoofstuk 1 gesê? Die hemelruim is leeg. Ek sien God nêrens, nowhere. En nou in hoofstuk 3, ek sien God orals. Dis hoe geloof met jou maak. Jy wat sê, God het dalk verander, Habakuk, hy het nie. En jy wat in 2022 se wêreld sê, God, hoe moet ons maak? Kom leer by Habakuk. Dis oorlog in sy tyd. En die oorlog het aangehou. En dit gaan rof. En dit gaan onbeskof. Here, ek sien nie op 10.000 plekke.
En dan sien hy ook hoe God optree. En dan, vers 16 van hoofstuk 3, toe ek al hierdie dinge hoor, het ek gesidder, my lippe het gebewe, my liggaam het lam geword. Om in die Here se teenwoordigheid te wees, het 'n effek op jou liggaam. Om by God te wees is nie 'n slaaptydstorie nie. Dis nie soos meeste mense wat nie eers kan onthou wat hulle gebid het nie, of wat maar net 'n gepaste gebed bid, net om 'n vergadering sinvol te open en toe te maak. Ek onthou altyd, ek is gevra toe ek nog 'n dominee was, ek moet tog net die byeenkomste kom oop bid. Toe sê ek, hoekom? Kan ek nie maar net met julle oor die Here kom praat nie, ek wil nie iets oop en toe bid nie. God is nie 'n seremonie aan die begin en aan die einde, as ons dit nie opreg bedoel nie. God is die God wat as jy hom ontdek, toe ek hierdie dinge hoor van die Here, het ek gesidder. Daar's weer 'n bewussyn van die heiligheid en die krag van die Here. As die krag van die Here ons net weer sal vat, die Gees se wind net weer deur ons sal waai, en sy vuur in ons sal brand, mag ons bid saam met Paulus, dat die Here die kole weer sal aanblaas, die vuur sal aanblaas in ons lewe. En dan sluit Habakuk af vir daai woorde, wat eintlik maar alles wat die meeste mense van hom ken, wat 'n pragtige lied geword het, reg. Maar Habakuk het hierdie nie geskryf as 'n worship song, sommer maar net toe hy eendag gedink het, dis tyd vir 'n nuwe liedjie nie. Hy skryf dit nou as koormusiek, omdat die evangelie deur sy liggaam gegaan het. Hy het geskuiwe van Habakuk 1, God is nowhere, na Habakuk 2, God is now here, na Habakuk 3, God is everywhere. Van God is nêrens tot God is hier, tot God is oral. Dis waar God is, die Almagtige. As jy gewonder het, wie is hy? Al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, al sou die olyfoes misluk en die lande geen oes lewer nie, al sou daar geen kleinvee in die kampe meer wees nie en die beeskrale sonder beeste wees, nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God my redder. Wat 'n skuif! Wat 'n verandering! Habakuk, die harde hartman, het geskuif na Habakuk, die singende, die getuigende. Ek sal nou juig en jubel. Al het ek niks, ek het alles. Die Here is my herder, ek kom niks kort nie. Want as die Here jou herder is jy 'n skaap. Maar ons wil leeu's wees en olifante en mighty men en amazones, ons wil sterk wees. En sterk mense het mos nou niks nodig nie, ryk mense het niks nodig nie, en selfvoorsienende mense het niks nodig nie. Maar as jy 'n skaap is, het jy 'n herder nodig. Habakuk het nou geleer om 'n skaap te word, 'n herder se kraal, die goeie herder. En daarom weet hy, al het ek niks, al is my land stikkend, al brand my land, al val die wêreld se wiele af, al weet ek nie hoe gaan ek môre kos hê nie. Die Here is my herder. Nogtans sal ek in God jubel. Dis maklik om as gevolg van dankbaar te wees. Meeste mense as hulle seëninge tel, is dit altyd uiterlike dinge en dis ook reg. Maar Paulus, wanneer hy in Handelinge 16 in 'n tronk sit in Filippi, dank hy die Here ten spyte van die feit dat hy niks het nie. Kan jy dit doen? Kan jy sing al het jy geen rede nie? Kan jy die Here loof al is daar geen hoop vir Suid-Afrika dalk nie? Kan jy hom loof al brand die land? Habakuk kan, maar hy moes geleer het. Hy moes skuif van God is nêrens tot God is hier, tot God is oral. Die Here my God gee vir my krag, vers 19. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok, op hoë plekke laat hy my veilig loop, vir die koorleier met snare spel. Habakuk sê ek het nou geleer loop op hoë plekke, veilig. Ons kan deesdae nie eers meer in Suid-Afrika op veilige plekke veilig loop nie. Ons is oral bang. En hier kom die Here en hy sê, ek sal jou op hoë plekke laat veilig loop solank ek wil. Ek sal jou my hande vashou solank ek wil. Nou gee ek vir jou nuwe musiek vir 'n koorleier. So wat se musiek maak jou en my lewe oor God? Sing ons die God is nêrens nie, alles is klaar, hy dieptes gans verlore, al daai soort liedere, is dit ons enigste koormusiek? Of het ons nuwe koormusiek? Die Here my God gee vir my nuwe krag. Hy doen. God is nie weg nie, hy's hier. God is nie net hier nie, hy's oral. En hy gee vir my krag. Hy maak my voete soos die van 'n ribbok. Hy vul my opnuut met die Heilige Gees. Hy gee vir my nuwe koormusiek om vandag op hierdie dag te sing. Kom ons doen dit in Jesus se naam. Amen. Dankie Here dat ons saam met Habakuk kan reis. Leer ons om
so te reis dat ons U die ewige hier in die tydelike sal sien. Dankie dat U hier is, dankie dat U oral is, dankie dat U ook vir my krag gee en 'n nuwe visie in Christus se naam. Amen. Ja, en net partykeer na so 'n boodskap is dit goed om so min as moontlik te sê. Min woorde, net 'n wow. Kom ons vat hierdie, kom ons doen hierdie, kom ons leef hierdie. Dis altyd die uitdaging van die woord. Nie net om dit te lees nie, nie net om dit te hoor nie, maar om dit te gaan leef. So kom ek en jy gaan leef hierdie en ons maak ons wêreld 'n ander plek, 'n beter plek. Dankie vir jou ondersteuning, dankie vir jou terugvoer, dankie ook vir die finansiële bydraes. Ons waardeer dit verskriklik. Dit help ons om hierdie boodskappe, die woord van die Here regtig letterlik wêreldwyd uit te kry. Baie dankie vir jou hulp om dit moontlik te maak. Versprei gerus hierdie boodskap ook. Ek bedoel, dit gaan elke mens wat hierna kyk, wat hierna luister, se lewe aanraak. So help vir ons om hierdie boodskap so wyd en suid as moontlik versprei te kry. En mag jy 'n fantastiese week verder hê. Geniet elke oomblik. Mag die Here jou werklik seën in hierdie week.